is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Wel, as maar twee dinge wat in die begin van die jaar van ons almal se voornemenslysie is. Die een is om 'n spiertier te word, bietjie fiks te word, gesond te word en so aan. Die ander een, dat ek my finansies so bietjie onder beheer moet begin kry. En iemand wat sekerlik daai vraag kan antwoord, is Willem Basson, die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Efficient Groep. Hallo Willem. Hallo Davie. Aan die begin van die jaar is dit nog steeds belangrik met 'n ou begin met die begroting. Is dit die ding? Ja, dit is interessant. Begroting was al die jare, was hy altyd maar 'n hoeksteen gewees vir finansiële oorlewing. Maar as ons gaan kyk in die moderne omgewing van finansiële oorlewing, is daar meer nodig as net 'n begroting. 'n Begroting wys vir 'n ou net 'n sekere rigting waartoe jou uitgawes gaan. En gaan dink maar 'n bietjie as jy begroting saamstel, jy het so klein bietjie van 'n inkomste en 'n lang lys van uitgawes. En die fokus draai al hoe meer om inkomste veerkragtig te wees en eerder te fokus om wat gebeur met jou inkomste teenoor om so baie fokus te gee op jou uitgawes. Jy praat nou van finansiële oorlewing. Dit is my interessant. Jy sê die klem sit jy eintlik op die inkomste gedeelte van die begroting. Inkomste potensiaal en nie soveel op die uitgawe kant van die begroting. Wat bedoel jy daarbey? Dis ons fokus al hoe meer fokus ons net op die uitgawes en ons fokus nie op ons inkomste. Dink net so 'n bietjie. 'n Begroting wys vir jou net waarheen gaan jou geld. Maar 'n begroting wys nooit vir jou wat kan jy met jou inkomste doen nie. Daarom is die moderne manier hoe ou na 'n begroting moet kom kyk, is hier die woord wat hulle praat van inkomste veerkragtigheid. Met ander woorde, is daar 'n manier hoe ek my inkomste kan verbeter, inkomste strome kan verbeter, meer as een inkomste stroom kan kry? Ja, daar is. En die eerste groot storie wat ons altyd oor praat is, wat is jou beste belegging? En jou beste belegging wat jy kan doen is in jouself en jou eie vaardighede. So as ons kyk na veerkragtigheid van inkomste, beteken dit net eenvoudig, wat kan ek met myself doen om my inkomste te verbeter of my inkomste te verhoog, of natuurlik om meer as een inkomste stroom te kry. En die tweede punt wat daarmee saamloop is, belê in jouself. Die derde een is natuurlik om uit te gaan en te sê, luister, kom ek omarm risiko, kom ek wees buigbaar, en dan dood eenvoudig, kom ek begin meer strategies dink oor my begroting as wat ek takties dink daaroor. Maar nou, die gewone, daar's 'n gewone ander paar planne wat mense ook kan doen om seker te maak dat die rande in jou sakke, 'n paar slimmer planne wat seker te maak jy rande in jou sakke. Ook al slimmer planne maak, en ons het verlede daar gepraat om sê, hoorie, gaan kyk, waar kan jy goedkope brandstof inkoop? Watter van die kettingwinkels gee vir jou kredietwaarde op sekere dae teen 'n beter prys? En ou kan dit doen. Maar 'n ou moet weer eens daar gaan onthou, dink strategies, nie takties nie. Dis dood eenvoudig so. As jy weet jy moet iets gaan spesifiek koop, gaan soek waar jy dit goedkoop kan kry op 'n spesifieke dag, selfs as jy brandstof ingooi. Maar as daar nou 'n afslag is, moenie dan sê, hoorie, soos my vrou, hoorie, die skoene is feit op sê, nou moet ons skoene koop nie. Dit was nie op jou lysie gewees nie. Dis 'n taktiese besluit. Met ander woorde, maak seker jy doen die verskywing. Jy bestuur nie dit wat jy het nie, maar jy bou eerder iets wat verandering kan weerstaan. Dis die opstel van die moderne begroting vandag. Die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Efficient Groep, Willem Basson, baie dankie dat jy by ons weer 'n keer 'n draai gemaak het.